Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus leef in jou. My naam is Paul Stander en ek verkondig die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. En is lekker om hier op Kruiskyk saam met julle te kuier en hierdie goeie nuus met julle te deel. Wat baie belangrik is vir ons as gelowiges wat in hierdie laaste tye leef, ons moet seker maak dat ons fokus op Christus bly. Jy moet onthou, ons leef in 'n wêreld van informasie. Daar is geweldige hoeveelheid informasie wat ons mee gebombardeer word. Goed oor ons identiteit, goed oor vrees, wat in die toekoms gaan gebeur, wie ons nie is nie, bemarking wat soveel goed adverteer om ons te laat glo dat ons goed nodig het om beter te wees, dat ons meer van die of meer van daai, ons moet harder probeer. Daar is duisende leuns waarmee ons daagliks gebombardeer moet word, of bombardeer word. Matteus 5 vers 48 weerspreek al hierdie leuns, want as ons dink aan die woord volmaak, dan dink mens mos maar, niemand is volmaak nie. Maar ek wil vir julle volmaaktheid uit 'n Bybelse oogpunt bietjie met julle deel. Matteus 5 van vers 48 sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Dis eintlik skokkend. As Jesus sê, wees volmaak, dan beteken dit mos, ons kan dit wees. Dit beteken nie, ons kan in ons eie krag dit wees nie, maar dit kan beteken, dat die werk wat Jesus op die kruis gedoen is, volmaak is, sodat ek en jy volmaak in Christus kan leef, kan bestaan. As die woord sê dat God nie ver van ons af is nie, as jy Handelinge 17 gaan lees, daarvan vers 28, God is nie ver van ons af nie, want in hom leef ons, beweeg ons en is ons. So sommige digters sê, ons is sy geslag. Nou, net om vir julle te wys hoe verkeerd ons baie keer dink. As die woord sê, deur hom is julle in Christus Jesus, of ons leef en beweeg en ons lewe is in God. Nou, as mens dit natuurlik probeer verduidelik, as ek 'n lemoen vat en daar's 'n put binne in die lemoen, dan is daai put die saad van die lemoen. In ander woorde, as ons in God leef, beweeg en is, dan is Christus in ons. En omdat God volmaak is, sal God iets wat nie volmaak is, in hom inneem, deel van hom maak, deel van sy denke. Dit is mos belaglik om so te dink. Daarom is dit so belangrik om jouself in Christus te sien, en nie jouself te vergelyk met dit wat die wêreld bied nie. Nou as jy jou gaan vergelyk met wat die wêreld bied, jy moet geld hê om suksesvol te wees. Jy moet baie bates hê om suksesvol te wees, of om ryk te wees. Jy moet op 'n sekere manier lyk, 'n sekere manier praat, 'n sekere manier aantrek, 'n sekere kar leef, 'n sekere leefstyl leef, wat natuurlik alles leuns is, en dit het glad nie met ons identiteit in Christus te doen nie. Daar's 'n baie bekende golfspeler wat ek vandag op die nuus gekyk het, of gister, wat hy aangekla is en gearresteer is, omdat hy onder die invloed van een of ander dwelm of pil was. Nou dis iemand wat soveel sukses behaal het, wat miljoene, letterlik miljoene dollar sterk is. En dan is daar nog iets wat hy wil neem
om hom anders te laat voel, om hom beter te laat voel. Dis wat hierdie goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus so wonderbaarlik maak. Van die armste tot die rykste persoon. Dit maak nie saak nie. In Christus is ons vervuld. Met ander woorde, ons het 'n identiteit wat goddelik is, wat anders is as die natuurlike wêreld en hoe mense daaroor dink. Goeie voorbeeld vir my oor ons identiteit is, as jy in die Bybel gaan lees oor Josef, hy was natuurlik 'n dromer, hy het homself gesien as, ek dink in sy diep binne in sy wese, het hy geweet, God het hom geroep om iets groots te wees, om iets wonderbaarliks te doen. En die mense wat om hom was, wat saam met hom was, sy broers was natuurlik jaloers en hulle het hom 'n dromer genoem. Maar Josef het nie opgehou nie. Hy was as 'n slaaf verkoop en toe was hy in die tronk. En in die tronk het hy nie soos 'n misdadiger opgetree nie. Hy het sy identiteit behou. Alles wat hy gedoen het was goed, want hy het geweet wie hy is. En op die einde, nadat Potifar se vrou hom vals beskuldig is, en hy in die tronk beland het, en hy's weer daar uit, want hy was vry, want hy het geweet, daar's iets of iemand in hom, wat hom 'n identiteit gegee het, wat anders was. En in sy vasberadenheid, in sy geloof, het hy op die ou einde, nie net Egipte uit hongersdood uitgered nie, maar selfs sy vader en die Israeliete, want hy het geweet, sy identiteit is nie, of ek nou 'n slaaf was nie, of ek in die tronk is nie, maar daai identiteit van, ek is my vader se, en ek is wie God my gemaak het, om te wees. Josef het geweet, God het 'n doel, 'n plan met sy lewe, en ek dink elkeen van ons moet so na ons lewens kyk. Jy's nie per ongeluk hierson nie. Jy het nie uit 'n boom uitgeval nie. Baie van ons jy kom dalk jy is buiteegtelik gebore, maar onthou, dit is nie jou identiteit nie. Ek sê altyd vir mense, jou ma en pa is 'n middel, 'n medium, 'n voertuig wat God gebruik het, om jou hier in die aarde te kan inbring. So ons moet natuurlik gebore word, maar ons hoef nie natuurlik te bly nie. Ons hoef nie natuurlik te dink nie. God het jou gemaak, en omdat hy jou gemaak het, wat kan fout met jou wees? Toe God ons gemaak het, het hy gesê, alles wat hy geskep het, was baie goed. Volmaak is daarom nie foutloos nie, maar dit is volwasse. Dit beteken om heel te wees, om volledig te wees. God se plan was nooit dat jy gebore moet word en dat hy jou nou gaan beter maak nie. Toe Jesus gekom het, het hy besluit om jou nuut te maak. 'n nuwe skepsel, 2 Korintiërs 5:17. Een van my gunsteling verse, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Dink bietjie daaroor. Jy's nie herstel nie, jy's nie verbeter nie. God het jou iemand nuuts gemaak. Iemand wat na sy beeld en gelykenis geskape is. Iemand wat nie 'n verwronge selfbeeld het nie. Iemand wat die waarheid ken. Iemand wat vry is. Iemand wat weet dat Christus in my, Christus in jou, die hoop van heerlikheid is. Daarom sê ek, ons moet nie hoogmoedig wees nie, maar ons moet in die Here roem. Ek wil nou vir jou iets sê wat jou dalk gaan skok, maar om jouself as 'n sondaar te sien, het jy al gedink wat dit beteken? Jesus het die sonde van die wêreld weggeneem. In Christus is ons geroep, verordeneer,
geregverdig en verheerlik. As jy sê ek is 'n sondaar, eintlik as jy mooi daaraan dink, dan ontken jy of jy misken die voltooide werk van Christus. Ons was dalk sondaars, maar daar was 'n dag in my lewe toe Jesus my kom skoonmaak het, toe Jesus my gewas het, toe ek gereinig is deur sy bloed, toe die ou mens saam met hom gekruisig is, en ek nou opgestaan het en 'n nuwe lewe wandel. Dis nie dat 'n mens nou voel die heeltyd asof jy volmaak is nie. Onthou, ons almal het 'n natuurlike manier van dink, en soos ek gesê het, ons word gebombardeer deur leuns van die wêreld. Maar ek en jy hoef nie daai leuns te glo nie. 'n Goeie voorbeeld vir my is, nie een van ons kan keer dat 'n kraai oor ons kop vlieg nie, maar jy kan heeltemal 100% keer dat hy nes op jou kop maak. En dit is wat gebeur. Die duiwel en sy magte, en hy gebruik mense en dinge om dit te doen, saai vrees, saai skuldgevoel, saai onwaardigheid, en as ons daai saad vat, onthou jou verstand is soos 'n vrugbare stuk grond. As jy iets plant daarin, dan groei dit. Of dit nou negatief of positief is, 'n saad groei. En daarom is die Bybel duidelik, ons moet elke gedagte gevangene neem en dit onderwerp aan die woord van God. Met ander woorde, jy kan nie onkruid in jou gedagtes die heeltyd saai en dink dat jy 'n vry en gelukkige lewe gaan hê nie. Jesus het gesê, die owerste van die wêreld, die duiwel, het niks aan my nie. En ek en jy moet hom geen plek gee nie. En dit begin by ons gedagtes. Onthou wat waar jou gedagtes op gerig word. Dit vorm nou jou denke, dit vorm denkpatrone, dan begin dit vorm hoe jy praat, hoe jy dink en hoe jy optree. En dan kan ons denke onsself baie skade aandoen. Dis hoekom dit so belangrik is om nie te fokus op wat die wêreld sê nie, nie te fokus op jou verlede nie, maar op die krag van die kruis. Ons moet onsself sien wie ons is en waar ons is. Ek herhaal die vers wat ek nou al 'n paar keer in my boodskap herhaal het, en dit is Kolossense 3 van vers 1 af. Ek wil hê jy moet mooi luister. As julle dan saam met Christus gesterf het, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. Ek wil weer lees, as julle saam met Christus opgewek is, kan jy sien, is iets wat klaar gebeur het. Met ander woorde, my ou mens het klaar gesterf, ek is nou opgewek. Waar is ek nou? Waar is jy nou? Hoor wat sê die woord. Soek die dinge daarbo waar Christus is, sittende aan die regterhand van God. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Hoekom? Want julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Nou dit is mos duidelik. Jou waarde, jou lewe word nie bepaal deur jou verlede, mislukkings of ander mense se opinies nie. En ek wil dit sommer reguit sê, ook nie deur jou leraar, jou dominee of jou pastoor se opinie nie. Onthou, elkeen van ons het 'n opinie. En baie mense is opreg, maar baie mense is opreg verkeerd. Onthou, die meeste van ons se manier van dink is gevorm deur oorlewering, deur oorerwing, deur wat ons gehoor het, deur wat ons baie keer deur goeie leringe, maar ook baie keer deur dwalinge gevorm is. Daarom kan ons nie baseer op wat ons glo en wie ons is
op opinies van ander mense nie. As iemand vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie, dis natuurlik die grootste leuen wat daar is. Want God het ons geskep, gemaak, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Wat vir my so mooi is die stelling om te sê, jy was God se idee, voor jy nog enige fout gemaak het. God het jou nie gemaak om nie volmaak te wees nie. Hy het jou gemaak om soos Jesus te wees. Hy het jou gemaak om sy beeld en sy gelykenis uit te dra. So, jy moet besef dat hierdie Christelike pad, hierdie lewe, gaan nie oor gedragsverbetering nie, dit gaan oor identiteit, verandering. Jy moet glo wie jy is, om te kan wees wie jy is. Jy moet glo dat jy deur Jesus regverdig gemaak is, as jy soos 'n regverdige wil lewe. En onthou, ons almal maak foute, ons almal val, maar Paulus noem dit, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek wil doen, dit doen ek. Dan praat hy van hierdie ou mens, wat nog aan jou probeer vashou. So moenie jouself slaan, en jouself afkraak, as jy nog dinge doen, wat nie heeltemal in lyn met God is, met God se gees, met God se woord is nie. Gee die duiwel geen plek nie. Om met God te praat oor, as jy iets verkeerd gedoen het, is seker normaal en jy kan dit doen. Maar ons moet onthou, God sien nie ons oortredinge en ongeregtigheid in Christus nie. Ons sien dit en ons ervaar dit en ons beleef dit. Dis hoekom Paulus sê, bedink die dinge wat daarbo is. Met ander woorde, moenie fokus op wat jy verkeerd doen nie. Fokus op wie Jesus is, fokus op wat Jesus vir jou gedoen het, en fokus wat die woord sê jy is. Jou ou identiteit word gevorm deur skaamte, deur vrees, mislukking en wêreldse etikette, of soos hulle in Engels sal sê, labels. Nou al daai goed is saam met Christus gekruisig. Toe hy opgestaan het en 'n nuwe lewe gewandel het, het jy saam met hom opgestaan. Kom ek lees weer Romeine 6 van vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Neem dit in wat ek gelees het, maar nou gaan dit aan, hoor nou hierso. Want as ons saam gegroei het met die gelykvormigheid van sy dood, hier kom dit nou, hoor nou, sal ons dit ook wees met die van sy opstanding, omdat ons weet, dat die ouwe mens saam gekruisig is, sodat, luister nou mooi, die liggaam van sonde tot niet gemaak sou word, dat ons nie meer die sonde sou dien nie. Kan jy sien, as jy glo jy's regverdig, as jy glo dat wat Jesus gedoen het, volmaak is, as jy besef dat Christus die wysheid en die krag van God in jou, dis dan wanneer jou lewe verander. Dis dan wanneer jy, daar's 'n mooi Engelse gesegde wat sê, mens moenie sê nie, jy moenie sê, why me nie, jy moet sê, try me. Met ander woorde, jy moenie kla en kerm oor die duiwel wat jou aanval nie. Jy moet dit loutere vreugde ag, sê die woord, as jy onder allerhande beproewing kom. Want wat gaan jy ontdek? Jy gaan ontdek dat te midde van hierdie probleme, te midde van hierdie siekte, te midde van al hierdie goed wat teen my kom, is daar iets in my, is daar iets in jou, wat groter is, wat sterker is. En dit is wat die Bybel van praat. Die Bybel praat van God se seuns, wat moet manifesteer. Met ander woorde, ek en jy moet daai mense wees,
wat hierdie goeie nuus verkondig, wat dit met mense deel, sodat mense vry en gelukkig in Christus kan wees. 1 Korintiërs 6 vers 17 is een van die skrifte wat jy moet memoriseer, daaroor bid, daaroor dink. Dit sê, wie die Here aanhang, is een gees met hom. Met ander woorde, jy's nie net naby God nie. Hy het jou ingeneem in sy lewe, in sy realiteit in, sodat jy met hom verenig kan wees. En ons wandel deur geloof. Om jouself te sien soos wat jy natuurlik is natuurlik ongeloof. Geloof beteken, ek sien myself in Christus. Ek sien myself soos God my sien. Ek sien myself, jy sien jouself heilig en sonder gebrek. Jesus nooi jou in hierdie lewe van vryheid in hierdie lewe van oorwinning in, waar hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. So ons moet ophou bekommerd wees, ons moet ophou om onsself af te kraak, en ons moet doen wat Jesus sê, Matteus 6:34, bekommer julle nie oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge bekommer. Dan wil ek ook gou Romeine 6:14 vir julle lees, wat sê, die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Ons leef onder genade, ons is gered deur genade, ons leef deur genade, en dit gee ons vrymoedigheid om in liefde te leef. Hoor wat sê 1 Johannes 4 vers 17, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, dis soos Jesus, is ons in hierdie wêreld. Dit beteken nie dat ons soos God is nie, of dat ons gelyk aan God is nie, maar dit beteken dat ons gemaak is om 'n spieël te wees, om sy glorie, sy goedheid, sy liefde en sy heiligheid te reflekteer, dat ander mense Christus in ons kan sien. Hebreërs 10 vers 14, die laaste versie, wat ek gaan lees sê, deur een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word. So volmaaktheid is nie iets wat jy moet word nie, dis iets wat Christus gedoen het, en ek en jy moet dit glo, en in daai realiteit van Christus in ons, die hoop van heerlikheid leef. Dankie Vader vir u woord, wat ons vry maak. Dankie dat dit alle oorlewering, oorerwing en menslike tradisies niks seggend maak. Dit al daai vloeke, al daai goed wat negatief oor ons is, dat dit verbreek word, en dat ons saam met Paulus kan sê, soos wat in 1 Korintiërs 15 geskryf is, deur die genade van God is ek wat ek is. Dankie Vader dat u ons gered het, dat u ons geroep het, dat u ons verordineer het, dat u ons geregverdig het, en dat ons nou as verheerlikte kinders van God hier op aarde kan wees, en u heerlikheid demonstreer waar ons is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.